Die prins was sommer moedeloos. Almal aan die koninklike hof, van sy pa die koning, tot die kleinste hofknapie, het gedink dat die tyd ryp is vir hom om te trou. Die prins het niks daarteen gehad om te trou nie, maar hy het daarop aangedring dat sy bruid 'n prinses moet wees, 'n regte, egte prinses. Hy het deur die hele land gereis en 'n klomp mooi meisies ontmoet wat gesê het dat hulle prinsesse is. Maar dit het nie vir hom gevoel of enige van hulle regte, egte prinsesse was nie. Of hulle maniere was nie na wense nie, of hulle voete was heeltemal te groot. Die prins het in die paleis gesit, stowwerige geskiedenisboeke gelees en taamlik beswaard gevoel. Een aand was daar 'n verskriklike storm. Dit het gestort reën, die donderweer het gerammel en die weerlig het oral om die paleis geslaan. Die wind het heeltyd die kersse doodgeblaas en almal het nader aan die vuur geskuif. Skielik het 'n yslike voordeurklok hard gelui. Daar by die voordeur het 'n papsopnat prinses gestaan. Wel, sy het gesê sy's 'n prinses, maar niemand het nog ooit minder soos 'n prinses gelyk nie. Haar hare het aan haar voorkop vasgeplak, haar rok was waternat en haar syskoene was toe onder die modder. Sy was stoksiel alleen, sonder enige diensmeisies en niemand het geweet waar sy vandaan kom nie. Ons sal sien, dink die koningin in die stilligheid. Terwyl die meisie met haar nat klere aan 'n beker warm melk en heuning teug, gaan die koningin toesig hou oor die opmaak van die bed in die tweede beste gastekamer. Sy het nie gedink dit is nodig om al laat nagbesoeker in die beste gastekamer te laat slaap nie. Wie weet, dalk is sy bloot 'n hertogin of selfs 'n gewone burger. Die koningin sê vir die bediendes om al die beddegoed en die matras van die bed af te haal. Toe sit sy een enkele ertjie in die middel van die bed neer. Volgende moet die bediendes 20 matrasse bo op die ertjie sit en dan 20 vere komberse bo op die matrasse. En so moes die meisie daardie nag slaap. Die volgende oggend het die koningin in haar kamerjas by die kamer ingegaan en die meisie gevra of sy lekker geslaap het. "Ek het nie 'n oog toegemaak nie," sê die meisie. "Daar was 'n groot harde boggel in die middel van die bed. Dit was verskriklik. My hele lyf is seker pimpel en pers." Toe het almal geweet dat sy 'n regte prinses moes wees, want net 'n regte prinses kan so delikaat wees. Die prins was hoog in sy skik en het daarop aangedring dat hulle dadelik moet trou. Hulle het lank en gelukkig saam gelewe. Hulle het altyd op baie sagte beddens geslaap en die ertjie is in 'n museum geplaas waar dit waarskynlik vandag nog is.